Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons is hier saam met EcoSoil vandag. Bietjie ander benadering, nê. Daar bring jou winsgewendheid terug in jou boerdery. Wees weer winsgewend. Nou ek praat hier met Wilhelm Steenkamp. Hy's nou al jare op hierdie besigheid en hy plant groente onder andere, patats, paar ander goed, klomp druiwe. Kom ons vind uit wat is sy ervaring? Hoe kyk hy na hierdie besigheid en is dit iets wat jy actually kan doen? So kom ons luister. Wilhelm, hoe lyk dit? Hallo, nee, Tjopie en jy? Ja, rustig. Ons staan nou maar hier onder die drywe wat ons net hierdie koelte is, want kyk as hierdie Vredendal son vir ons in die hande kry is dit nag. Nee, vandag is 'n bietjie warm. Sê gou vir my, jy boer hier naby. Vertel my gou, wat is jou hele boerdery, wat is die verskillende gewasse wat jy verbou en dan hoe kyk jy na die besigheid? Ons het 'n alternatief gesoek vir wyndrywe. Ja. Die wyndrywe is nou al 'n bietjie beter, maar na groente toe beweeg. Ons is nou al omtrent so 8 jaar, seker langer al by EcoSoil, wat ons net die komposteer afdeling gebruik. So ek wil net, sorry, ek val jou in die rede hier, so, maar jy het basies op die wyndrywe en jy het begin alternatiewe soek en toe het jy na groente beweeg, na watse groente spesifiek toe? Toe gaan ons na patat toe en rankgewasse soos pampoen en butternut. En ons het toe 'n organiese bemestingsprogram. Groot gedeelte van ons boerdery is organies gesertifiseer. Maar hoekom het jy nie sommer net gegaan steek om chemie en kruid klaar op die groentes nie? Dit het gegaan oor ons plaas en ons boerdery en ons lande se sertifikasie. Ja. Om ons sertifisering te behou per blok. Wow, Want van tyd tot tyd kom agente by jou en hulle soek 'n organiese produk by jou en dan het jy nie tyd om deur die in-conversion period te gaan nie. En gelukkig, ons het nou maar alles gebruik wat ons kon en natuurlike produkte, maar het hulle gekom met hulle Fertility 2 program. En ons het op ons patat, dis nou die 3de jaar wat ek nou dit gaan gebruik op my groente. En wat is jou ervaring rondom dit? Dit staan nie 'n tree terug vir kwaliteit nie, opbrengs en gewasgesondheid oor die algemeen. Ek sien verstaan ek jou reg dat jy dieselfde opbrengs kry as wat jy op chemie kry? Baie na en dieselfde en party blokke meer, dit hang ons nou af van die grond ook. Ja. Ons is baie lief vir ons mis, ons kraalmis en ons komposhoope en goeders om in die grond in te werk en dan sit ons net hierdie ding by. En vir jaar spesifiek het ons 'n patatblok gehad wat nou ons hele resepie ingehad het en ons begin by 69 ton op 'n hektaar. En op die ou ene van die dag gaan dit oor wat jy bemark. Dit gaan nie oor die tonne nie, wat mark toe is. Wat aan jou agente verkoop is. Die res goed gemaak het. En ons het gestop op 58. En die laaste, heel laaste blok het ons nie gebehandel, ons het hom net hulle produk gegee. Nou Ja. patat weet julle, dis sandgrond. Dis begin alles oor hou jou onkruidbeheer in plek en water is belangrik. En dan kom alwerm gewoonlik. En ons het vir die hoeveel jaar wat ons nou al patat boer op die biologiese organiese manier het ons nog nooit chemie gebruik vir 'n alwerm nie en ons het nog nooit 'n probleem gehad nie. En jy kon vir jaar gesien het selfs daai blok mense soek 'n ronder patat, nie 'n lang patat nie. Daar waar ons die mis oral ingewerk het, was die patat langer. Daar waar ons spesifiek by daai laaste blok niks gedoen het, net hulle program gevolg het, was die patat mooi ronder en opbrengs het die agter gestaan nie. En dit gaan weer eens oor wat jy verkoop en gelukkig die laastes val mos nou in die hoë pryskategorie. So inteendeel het die laaste blokke beter gedoen as die eerstes. Nou, ek neem aan, nê. Julle doen die hele EcoSer ding. Kyk, ek weet almal is lief vir boer, nê. Maar jy is mos nou liewer vir cashflow as wat jy is vir boer, nê. Want hy sorg as die cashflow right is, nê, dan is al die ander goeders in plek. Is dit iets wat julle nou begin kyk het om te sê, luister hier, ons wil 'n tipe van 'n premie in die mark hê? Ja, volhoubaarheid en al hierdie goed is belangrik, maar op die einde van die dag moet jy die rekeninge betaal en dis gewoonlik die grootste bekommernis wat ek het, nê. Yes, ek sit dalk met 'n hoë waarde gewas wat ek 'n premie kan kry op 'n beter kwaliteit produk, of as ek kan sertifiseer dat die ding organies is, maar nê. Nou wil ek ook nie my gat sien op pad die kant toe nie, nê. Ja, dit is So wat was julle oorwegende besluit? Hoekom het jy besluit, okay, skroefie chemie, ons gaan nou 100% organies, biologies, dis die pad wat ons stap? Die eerste rede is om 'n premium produk te kry. Dit was die eerste rede. Maar met meeste van hierdie goed is die mark ook net so groot. So op die oomblik gaan daar nie baie van ons produkte word as
organies geverkoop nie. Ja, So ek stoot op die oomblik baie organiese en biologiese produk van my in die mark in, dat ek maar gewoon 'n markprys wil kry, maar mense is op pad om terug te kom en kom gedurig deur terug vir die beter kwaliteit. Want ons het spesifiek gesien, ons wil daai patat hê. Ons wil daai butternut hê. en sit jy dan 'n brandname op die ding? Sit jy brand ons is nog nie by 'n brandname nie, maar ons werk nog deur ander mense. Maar dit is die pad vorentoe om 'n brand te begin bou op dit, want ons weet nou al om die kwaliteit te produseer en produksie staan nie ver daar agter nie. Maar organies is beperk, ons doen nie eco-soil ding en die voordeel van eco-soil is, hulle is ge-EU ingenop, ek weet nie of hulle gejazz is nie. En dit is 'n baie belangrike program. Want jou gronde moet vir die verskeidenheid produkte wat ons produseer vir EU en op beskikbaar wees vir sertifisering. So sertifisering is 'n groot issue en dis hoekom ons ook met die mense gaan. As jou produk gesertifiseer is, kan ek hom gebruik. Maar weer eens, as jy terugkom na die butternut gedeelte, dat die butternut weer mis hulle program en ons sit met gesonde plante, ons sit met mooi produkte. Ons haal nie die ander ouens se 60 ton plus uit. Ons praat altyd van die 60 ton klap. Ons is nie in daai klap nie. Ons is uit daar vir 'n kwaliteit produk. En mense begin kom terug na jou toe daaroor. Maar insetkostes, nê? Want dit is nou die ander ding, nê? Want jy kan, ja, 60 ton is fyn, nê? Dis soos 20 ton mielies, nê? Maar vir 20 ton mielies en vir 60 ton butternuts werk jy, nê? Ja. Jy werk, al jou goed moet presies reg wees, jy spoonfeed hom en jy gee vir hom kunsmis, ek wil amper sê, dis soos daai 100 meter atleet, jy moet vir hom, jy met steroids moet stamp papier, moet nie gevang word nie, nê? Maar op die einde van die dag, nou kom jy terug na jou benaderheid en ek dink dis weer eens een van daai goed wat dit gaan nie oor hoeveel tonne per hektaar ek produseer nie, dit gaan oor hoe winsgewend is ek op my plaas. Ek het 'n neef wat altyd sê die bottom line som. As die bottom line som nog sin maak, dan doen jy dit. Maar ons is ook besig om 'n mark te bou. Daar is sekere goed wat ons al reeds produseer en ons maak skoner geld as wat die chemie ook kan maak. Want chemie is hopeloos te duur. Dit raak net eenvoudig te duur en die chemie is nie volhoubaar. Jy moet later weghardloop vir jou eie plaas. Jy moet heeltyd nuwe grond soek. Met die organiese biologiese stelsel is ons in 'n wielietjie. Ons haal wel by sommige lande 2 oeste af. As die ranggewas uit is, dan is daar weer 'n kool in of daar's 'n pampoen patat in of Maar dis gewone wisselbou. Dis gewone wisselbou, maar ons hou die dingetjie heeltyd aan die lewe. As jy chemie so jaag, dan moet jy later wegbly hier vir 3 jaar of vir 5 jaar. Dan kan jy eers weer terugkom. Ons werk hier by stelsel. In die bio-organiese stelsel moet jy roteer die heeltyd. Dit is 'n deel van die reëls, maar die bottom line som is op die einde van die dag, maak jy nog geld. Maak jy geld. Jy kry die een ou wat chemie is, hy soek produksie en dis dit, as hy van sy plaas af is. Ek soek daai ou wat weer terugkom na my toe. En kom sê hy soek my ding. Nou, gepraat van terugkom, nê. Nou die eco-soil manne, nê. Maar jy weet, dis een ding om 'n Ek sien jy trekker loer te so koop, agter. nê. Ja, dis een ding om 'n trekker te koop, nê. En ek loop en ek verkoop die verkeerde trekker wat nie vir my werk nie. Ek nog weer waarde in daai baat ek gaan verkoop om ek vat dalk 'n 50 of 100 000 rand nok of wat ook al die geval mag wees, nê. Maar jy praat nou van 'n kernbesluit van my hele menswees, my hele boerdery se toekoms, nê. Moet ek nou al van die manne se hande sit. Ja, ek het nog self ook my verantwoordelikheid, maar dis 'n halwe ek moet nou skerp regs draai 90 grade maak hierso. Is dit mense saam met wie ek die pad kan stap? Wat was jou ervaring? Want jy weet daar's soveel fly-by-nights in hierdie game, nê, met slanggif kannetjies en die en daai en al die goed, nê. Ek sien hoor al die mooi stories en ek koop in die konsepte in. My vraag is daar iemand wat die game verstaan en wat ek op kan vertrou om die pad saam met te stap? Hulle kom hulle lank pad aan, laat ek dit vir jou so sê. Of ek kom hulle lank pad met hulle aan. Ek ken hulle lank voordat ek die produk begin gebruik het. Daar's baie ander goed ook in die bedryf. Jy kan op hulle staat maak, hulle lewe getrou af, hulle produk is nog al die jare die konstant dieselfde. Hulle was nog altyd daar gewees, soos ek sê vir 8 jaar en langer het ek hulle nou al aan my sy. Dis die een ding. Die ander ding is jy as boer, enige mens kan vir jou kom sê wat hy wil, maar jy ken jou grond. Jy weet wat hy potensiaal is oor jare en jy weet wat jy moet insit om dit uit te kry. Soos John gesê het, elke
sekere goed moet bietjie meer gepuls word. Party goeders moet 'n bietjie meer kry. Maar dan moet jy weet jy gaan dit terugkry. Jy gaan dit nie op 'n minder waardige gewas sit nie. Dis hoekom ek stap nog steeds die pad saam met hulle. Ek twyfel nou nie eens meer oor hulle nie. Ek sê vir Jaco stuur die program, lei af. Dis dit. Ek sê altyd en die oom sê self, jy kan dit sien as jy dit nou maandag nog gedoen het, was dit fyn, maar as jy dit woensdag gedoen het, dit was te laat, dan sien jy weer 'n paar weke daarna, jy sien jy verskil. As jy as 'n boer met jou oë die verskil sien, dan hoef jy nie verder vrae te vra nie. Dan gaan jy aan. Right, dit is Wilhelm Steenkamp hierso van Vredendal se area. Jy sien naby Vredendal, nee, wat ek kan Ek doen? woon onder in Koekenap. Onder in Koekenap, nee. Right, is hier vir die boere daar. Net so, bietjie kan jy saam met die IK so manne werk of nie en op die einde van die dag alles gaan oor winsgewendheid, nee. Ons almal wil op ons plase bly. Ek dink daai is die belangrikste ding. So, as jou kop enigstens in hierdie rigting staan, klik die linkie bo of hier onder, dan kom maak jy met hulle kontak, dan kan hulle vir jou op die plaas kom kuier. Jy bietjie luister hoe werk hulle hele besigheid. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.